Lukas 3, die prediking van Johannes die Doper. Dit was die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was gouverneur van Judea en Herodes was heerser van Galilea. Sy broer Philippus was heerser van Iturea en Trachonitis en Lysanias heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoofpriesters. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Dan sal God hulle sondes vergewe en moet hulle laat doop. So staan dit geskrywe in die boek van die profeet Jesaja. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul en elke berg en bult platgemaak word. Die krompaaie moet reguit en die ruwe paaie gelyk word. En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê, julle slange, wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is en moenie by julleself sê, ons is Abraham as voorvader nie. Want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Die mense vra hom toe, wat moet ons dan doen? En hy antwoord hulle, wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie. En wie kos het, moet dieselfde doen. Daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? En vir hulle sê hy, moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel is nie. Ook soldate het hom uitgevra, en ons, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of valse aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Die volk was vol verwagting en almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord, ek doop julle met water, maar my meerdere kom en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die koring sal hy in sy skuur bymekaar maak, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Hy het ook vir Herodes die heerser tereggewys oor Herodias die vrou van sy broer en oor al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het. Maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Josef was die seun van Eli, seun van Matat, seun van Levi, seun van Melchi, seun van Janai, seun van Josef, seun van Mattatias, seun van Amos, seun van Nahum, seun van Hesli, seun van Nagai, seun van Maat, seun van Mattatias, seun van Semein, seun van Josek, seun van Joda, seun van Johanan, seun van Resa, seun van Serubabel, seun van Sealtiel, seun van Neri, seun van Melchi, seun van Adi, seun van Kosam, seun van Elmadam,
seun van Er, seun van Josia, seun van Eliezer, seun van Joram, seun van Simeon, seun van Juda, seun van Josef, seun van Jonam, seun van Eljakim, seun van Melia, seun van Menna, seun van Dawid, seun van Isai, seun van Obed, seun van Boas, seun van Sala, seun van Nagson, seun van Aminadab, seun van Admin, seun van Arni, seun van Gesron, seun van Peres, seun van Juda, seun van Jakob, seun van Isak, seun van Abraham, seun van Tera, seun van Nahor, seun van Serug, seun van Rehu, seun van Peleg, seun van Heber, seun van Sala, seun van Kenan, seun van Arpaksad, seun van Sem, seun van Noach, seun van Lamech, seun van Methuselah, seun van Henoch, seun van Jered, seun van Mahalalel, seun van Kenan, seun van Enos, seun van Set, seun van Adam, die seun van God.